Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou ek en my kinders het 'n speletjie, een wat hulle tot vandag toe onthou en waarmee hulle nog altyd mee groot geword het. En wanneer ons op pad is na 'n plek toe sien nou maar die Spar vir inkopies, dan begin die rit van ver af al en my kinders roep plekkie, plekkie en hulle stemmetjies styg op soos liggies en hulle gesiggies is opgewonde. En ons vra vir parkeerplek. En dis nie net 'n speletjie nie, dis 'n ritueel van hoop en opwinding wat ons saam gedeel het met mekaar. En wat wonderlik was, is dat heel dikwels, reg op die oomblik wanneer ons by die ingang van die Spar verbygery het, het iemand in daai oomblik reg voor die deur uitgetrek en daar was 'n parkeerplek. Dit het 'n geheime kode vir ons geword, die konstante roep van plekkie, plekkie en die klein glimlag van vertroue in die dag se loop. En al was daar soms nie plek nie, moes ons dalk en ver parkeer het, maar tog was daar die vreugde, die gelag, die opwinding en die speletjie wat die teleurstelling van om nie 'n plek te kry daardie dag nie oorskadu het. Want dit was nie net die parkering nie, dit was die manier waarop ons saam die dag betree het, die ritueel van verwagting van wat ons wil hê, wat die ervaring ingekleer het. My kinders het selfs aan hulle maatjies gewys wanneer daar 'n maatjie in die kar is en dan het hulle gesê, kyk, het hulle gesê, as ons dit doen, kry pappa altyd reg voor die plek se deur 'n parkeerplek. Dit was 'n manier om 'n patroon van sukses te sien, selfs al was dit 'n klein dingetjie in die alledaagse. En dit leer jou iets oor die lewe, hoe jy jou energie en jou houding en jou opgewondenheid en jou speelse vertroue in iets kan plaas, selfs so klein soos parkering, en hoe dit dikwels die uitkoms beïnvloed meer as wat jy dink. Hierdie speletjie van ons bring my by die groter waarheid. Wat is jou verwagting van dinge, van situasies, van jou dag, van jou week, van jou verhouding, van jou toekoms en selfs oor parkeerplek? Roep jy dit met opgewondenheid van kinders wat skree plekkie, plekkie, met die volste vertroue dat dinge vir jou gaan uitwerk? Of hou jy net aan en trek jou skouers op en parkeer van die begin af sommer kilometers ver weg, so ver dat jy selfs 'n Uber moet bel? En dit gaan nie hier altyd oor die magiese ingryping of die geluk nie. My ma was aan die ander kant van hierdie muntstuk. Sy het altyd gesê, as hulle vir haar vertel wat ons doen en hoe dit uitwerk, dan sê sy, "Sjoe, pappa is gelukkig. Ek moet altyd ver parkeer en ver loop." En dalk is dit luk. Maar as dit luk is, wens ek dat ek net so gelukkig in die lotto kan wees. Nee, ek dink dit gaan oor meer. Dit gaan oor die ligtheid, die vrolikheid, 'n glimlag, die vreugde van die speletjie. En oor die loop van tyd het ons deur aan te hou probeer en te roep, meer kere reg by die deur geëindig as wat die lot aanvaar het, as wat ons die lot aanvaar het en net eenvoudig altyd ver gaan parkeer het. En die les daarvan is, die een wat altyd probeer, wat speel, wat hoop en verwag dat dinge gaan uitwerk, leef naby die doelwit en sy kans om daar te wees en die sukses te behaal is groter. Dis nie net die wet van geluk nie, dis die wet van gemiddelde, die wet van vertroue, die wet van volharding en opwinding. Jou verwagtinge, hoe jy dink en hoe jy voel en hoe jy jou dag begin, trek dikwels die geleenthede vir jou oop en nader aan jou. En die een wat daar naby die parkeerplek is, daar naby die doelwit, hy kry sy kans. Dus, as jy jou dag begin, roep plekkie, plekkie met jou hart. Verwag dat die plek by die ingang sal wees, en selfs al is dit nie, geniet die rit, lag saam, speel die speletjie. Want oor die loop van tyd, diegene wat vertroue en vreugde en verwagting daarmee aanhou, vind dat die lewe hulle dikwels reg by die deur parkering gee. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.